Ja, ons is nou hier aan die einde van Mei, 31ste Mei. Dit was in die meer onlangse verlede was dit bekend as Republiekdag, maar later van tyd het ons nou maar begin praat van Bittereinderdag, om ons te herinner aan die gebeure van die Anglo-Boereoorlog toe daar op die 31ste Mei 1902 vrede gesluit is. Die mense wat gesterf het tydens die Anglo-Boereoorlog word op verskillende maniere gedenk met monumente, ook dan nou die bekende Oorlogsmuseum in Bloemfontein. Maar ek het onlangs afgekom, danksy 'n vriend wat dit vir my aangestuur het, afgekom op 'n uitgawe van name wat opgeteken is gedurende die oorlog van 1899 tot 1902, en dit is spesifiek die mense van die Gereformeerde Kerk, die Dopperkerk soos dit ook nou bekend staan in die volksmond, die gesneuwelden en gestorwen van die Gereformeerde Kerk tydens die Anglo-Boereoorlog, en dit is opgestel destyds deur 'n dominee W.J. de Klerk van Johannesburg. Nou wat nou hierdie dokument interessant maak is, nie net die name van al die mense van die Gereformeerde Kerk wat daarin opgeteken is nie, maar ook in besonder waaraan hulle gesterf het en waar hulle te sterwe gekom het. En dan natuurlik die onderskeid tussen die manne wat op die slagveld gesterf het en dan ook die mense, meestal vroue en dan baie kinders, so hartseer, baie kinders wat in die kampe omgekom het. Ons behoort dit altyd te onthou. Hierdie uitgawe het 'n voorwoord, en die voorwoord is deur Professor Jan Leon Cachet geskryf. Hy was destyds die rektor van die teologiese skool daar op Burgersdorp. En hy sê hierdie uitgawe is iets anders as 'n gewone monument wat van marmer of van graniet gemaak is. Dit is 'n monument, hy noem dit 'n monument van papier. Die idee is natuurlik gewees destyds dat elke huisgesin kon so 'n uitgawe van hierdie lyste van name kon hulle in hulle huis hou om hierdie mense se nagedagtenis in herinnering te roep. En dit is wat ons nog steeds vandag behoort te doen. Nou gaan 'n mens deur hierdie lys en dan sien jy goed, jy weet die gesneuweldes, party is gewond en het later by die huis gesterf. Ander, het per ongeluk, lees ek hierso, sekere D. Opperman het per ongeluk deur 'n medeburger geskoten. So sulke dinge het ook gebeur. En dan sien ons byvoorbeeld dat party nie in 'n geveg omgekom nie, maar is vermoor. Ander is ook weer deur hulle eie burgers doodgeskiet. Hier is 'n sekere man wat in 1901 geskoten is op beskuldiging van hoogverraad deur die burgers in die diepe stryd wat daar was, ook onder die Afrikaners, die boere Afrikaners van daardie tyd. Ook dit het hier na vore gekom, mense wat hoogverraad gepleeg het en toe deur hulle eie burgers tereggestel is. Jong seuns, so jonk as 16 jaar oud, wat self in hierdie stryd omgekom het. En dan natuurlik nou die mense wat in die kampe, die manne en die vroue wat in die kampe gesterf het. Baie hartseer wat ons hierso lees, dan ook van hierdie mense wat omgekom het hoofsaaklik van koors. Koors is iets wat baie dikwels hier tevoorskyn kom. Koors en dan ook tering en dan masels net so baie, en hoe
hoe jonk hulle nog was. En dan van die dinge wat hierso 'n mens besonder tref, is party mense, en ek weet nie hoe die mediese toestand anders beskryf kan word nie, party mense is dood van verdriet. 'n Mens kan jouself dit nie indink nie, dat mense hulle self letterlik doodgetreur het hier in hierdie kampe waar hulle gedurig met die dood te doen gehad het. Ons het byvoorbeeld gelees al van ander predikante. Daar was natuurlik van die ander kerkverbande predikante en mense wat ook baie betrokke was by die lotgevalle van die volk in die tyd. Ons dink aan Dominee Kestel en dan Dominee Lukhof. En dit is nou binne daai verband dat 'n mens noem dat hy in Betuliese konsentrasiekamp, dat hy tot op een dag 35 begrafnisse moes hanteer. So hierdie is een van die grootste hartseer verhale wat daar nou nog van ons volk opgeteken is, en dit is vir ons as gelowiges, ja, in hierdie geval spesifiek gereformeerde kerkgelowiges, is dit belangrik dat hierdie goed nie in die vergetelheid sal verdwyn nie, dat die offers wat hierdie mense gebring het, destyds ook terwille van hulle volk en terwille van vryheid, dat daardie offers 'n gedagtenis gebring word.